Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by vandag se episode, nog 'n episode wat ons kan maak vir evangelisasiestasie en ons het nou met die vorige episode gewerk en gesels oor Christus se vernedering, dat hy waarlik God was en afgekom het om mens te word en tot die hel toe neergedaal het vir ons, onthaalwe as onskuldige, vir ons as skuldige, maar vandag gaan ons gesels dan ook oor Christus se verhoging, dat hy die hel uit opgestaan het uit die dood uit, en ons gaan natuurlik verder dan ook gesels hoe hy weer terug is na die hemel toe ook, opgevaar het. Maar ja, hartlik welkom hier by ons gesprek, en hartlik welkom Dominee Daniel daar van Otjiwarongo, deel van hierdie gesprek weer is, en ja, vandag gaan ons weer lekker groot onderwerp aanpak, en ek dink as mens dan kyk na die gesprek van wat ons laas die vorige keer gedoen het, is dit juist dat hy tot die hel toe neergedaal het. En is nou waar die verhoging weer begin, dat hy uit die hel uit, Gods verlatenheid, weer opgestaan het na 3 dae uit die dood uit, sodat hy dan ook weer aan sy disippels verskyn het. Dan Maria verskyn, dan 500 ander broers ook tegelyk verskyn, sodat daar soveel getuienis kan wees dat Jesus Christus waarlik opgestaan het. Want ja, daar's natuurlik aantuigings dat Christus se liggaam gesteel was, en natuurlik die Romeinse regering het probeer natuurlik dit toesmeer dat Christus natuurlik opgestaan het, en ja, mens maar hierdie gesprek in die gang sit, hoe is hy verhoog? Daniel, wat sê jy? Goeiemôre vandag almal, dit is voorreg weer om saam te gesels. Ja nee, die verhoging uit die dood of die opstanding uit die dood is vir ons so duidelik, nee, en ek dink die mees duidelikste hoofstuk is seker 1 Korintiërs 15 waarna jy ook nou al verwys het. Dat daai hele hoofstuk is 'n baie lang hoofstuk, maar tog is dit so nodig om met elke vers mooi te verstaan wat daar geskryf staan, is dat 'n mens daar kan raak sien dat Jesus Christus werklik uit die dood uit opgestaan het. Nee, afgesien van die evangelies, al 4 evangelies praat daaroor, wys vir ons dat Paulus ook getuie was van die opstanding uit die dood, en die wonder daarvan dat Jesus Christus dit werklik gedoen het, nee, dat verskillende evangelieskrywers dit gesien het, dat hulle ooggetuies daarvan is, dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het, en dat hy aan hulle verskyn het met sy geestelike liggaam, nee, sy opstandingsliggaam, en die wonder ook daarvan dat ons dit mag raak sien. Ek dink ook aan daai troostwoorde van Paulus in 1 Korintiërs 15 waar hy sê, dood, waar is jou angel, nee, en dood, waar lê jou krag? Want daar is geen krag in die dood as 'n mens 'n gelowige is nie. En as 'n mens glo in Jesus Christus nie, dan die dood geen effek op jou nie. Jou liggaam sterf hier op aarde, maar jou siel hou aan lewe, en met die oordeelsdag of met die opstandingsdag gaan jou liggaam uit die dood opstaan, jou siel met jou liggaam herenig, en dan leef mens voort op die nuwe hemel en aarde. En die wonderlike troos ook wat 'n mens daaruit kry. Maar wat sal jy ook sê, Jacques, wat se troos kry 'n mens alles uit die feit dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het? Ja, ek dink die grootste troos wat mens daaruit kry, is dat 'n mens weet dat die ewige dood nie meer vir ons 'n bekommernis is nie. Dat ons nie hoef te vrees om dood te gaan as gelowiges nie. Ek dink baie mense wat nie in God glo nie,
vrees en ek dink hulle het rede om te vrees want hulle glo nie, hulle is nie oortuig van wie God is en wat hy vir ons doen en dat hy die ewige dood vir ons oorwin het nie. Hulle sien nie iets na hierdie lewe nie, maar vir ons as gelowiges is die grootste troos want ons weet Christus het alreeds dit wat ons verwyder het van hom af, uit die weg uitgeruim, sodat ons nie meer hoef Gods verlaat te wees nie, sodat ons nie meer hoef die ewige dood tegemoet te gaan nie, sodat ons nie meer hel hoef te gaan nie, nee, en hel is Gods verlatenheid. En Efesiërs 1 vers 19 tot 21 eintlik kan mens kom ons lees vanaf vers 19 se tweede gedeelte, dan staan daar dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al van sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. En dit is vir ons so mooi getuienis, nee, dat God hom weer opgewek het. En as ons praat van verhoging, dan praat ons van hy is weer besig om op te gaan, nee. Dat mense outomaties weer dink aan die hemelvaart, maar dit is mooi om te sien dat God self deur Christus daai selfde kragtige werk het in ons harte gewerk het om ons hart en ons lewens te verander. Die krag, nee, is daai Heilige Gees wat hy gebruik het om ons wedergebore gelowiges te maak, gelowiges wat weer vernuwe is, wat deel het van die verlossing van die Here, daai selfde krag wat in ons werk, is die krag wat hy gebruik het om Christus uit die dood uit op te wek. En dis vir ons absoluut mooi, dis nie dieselfde dood as wat Lazarus gehad het nie. Die Lazarus het weer daarna dood gegaan. Christus uit dood het opgewek en hy heers ewig aan die regterhand van God die Vader. En dis nie vir ons 'n kommer dat Christus dit wel gedoen het of nie gedoen het nie. Ons weet hy het dit gedoen. Want daar is soveel buitebybelse bronne wat dit ook getuig en dit gee vir ons as gelowiges die grootste troos. Ja, net om daarbey aan te sluit dat die troos wat ons ook het oor Christus se opstanding uit die dood is dat hy ons geestelik laat opstaan, nee, dat hy vir ons 'n nuwe geestelike lewe gee deur die werking van sy Heilige Gees, dat hy vir ons 'n ware geloof in hom gee en dat die Heilige Gees ons dan nou seën met hierdie geestelike gawes van hom af. So hy vernuwe ons geestelik, innerlik vernuwe hy ons, bring hy ons tot bekering, tot wedergeboorte. Maar sy opstanding uit die dood, sê die katekismes ook so mooi, nee, is 'n sekere, 'n ware bewys van ons ewige opstanding, nee. So seker soos wat hy uit die dood uit opgestaan het, so seker gaan ons ook uit die dood uit opstaan. En het ons op daai wonderlike troos, ook as ons al geliefde aan die dood afgestaan het, dan is dit maar baie moeilik en 'n mens is maar baie hartseer in daai tydperk, maar dan die evangelie wat aan 'n mens toe kom deur te sê, maar daai geliefde van jou sal ook weer uit die dood uit opstaan, het ook die ewige lewe. 1 Korintiërs 15 vers 20 en 21 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dood. Hy is die eersteling van die wat gesterf het, en aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. So ons het met 'n vorige opname gepraat oor die sonde wat in die wêreld ingekom het deur 'n mens, deur Adam, en Christus wat in sy mensheid hierdie sonde wegneem, in sy mensheid en in sy godheid. En hier sien ons ook, nee, die dood het ook in die wêreld ingekom deur die mens, deur Adam, maar weer eens ons tweede Adam, Jesus Christus, wat die dood oorwin, nee, wat die dood wegvat, en wat dan opstaan uit die dood, en die troos wat ons ook daarin het. As ons 'n bietjie, ekskuus, wil jy nog iets by sê oor die opstanding? As ons dalk bietjie praat oor die hemelvaart en wat se troos het die hemelvaart, hou die hemelvaart vir ons in. Ek weet nie of jy dalk so lank daarmee wil begin vir ons 'n inleiding gee oor die hemelvaart en wat dit behels nie. Ja, ek dink as mens nou Matteus 28 gaan kyk, dan verstaan mens dat die engel daar
mooi toe Jesus uit die dood opgestaan het, mooi getuig ook, nee, dis maar eintlik wat ek wou sê met ons vorige ding wat ons gesê het, dat die engel het baie mooi duidelik gemaak ook daar dat Jesus Christus wel opgestaan het. Daar was nie 'n ding van hulle daar gekom en daar was niemand nie. Die engel het mooi die boodskap oorgedra. Die engel is 'n boodskapper van die Here. Die boodskap oorgedra, Christus is opgewek. En daarna het hy vir 40 dae lank ook dan sy disippels onderrig en het dan Filippus wat baie betwyfelend nie geglo dat hy daar is nie, maar dat hy 'n gees is, dat hulle bang was. Het hy self gesê, maar kom kyk, hier is ek. Druk jou vinger my aan. Nee, druk jou vinger in my sy. Jy sal self sien, ek is hier. En dit is iets wonderlik, dat daai mense so ver daarna gaan om vir hulle eie lewe prys te gee, nee, 'n martelaarsdood te sterf vir iets wat nie gebeur het nie. Dis onmenslik. Ek dink nie dit sal ooit kon gebeur het as dit nie die waarheid was nie. En dit is die mooi daarin, dat die Here vir ons soveel troos gee daarin dat hy dit in sy woord openbaar het, maar dat soveel selfs ongelowiges buite Bybelse bronne daarvan getuig, maak net die saak ook net soveel sterker, dat ons nie hoef daarin te twyfel nie. Maar terug te kom na die hemelvaart vraag. Ja, ek dink die mooi wat daarin voortvloei is Handelinge 1. Handelinge 1 is dit nogals iets wonderlik, dat ek wil net eers daarvan vers 3 aflees, dan staan daar, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan verskyn met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. En daar is iets wonderlik, dat hy verder dan gesels oor God se koninkryk, God se regering, God se koningskap. Wat sy plan nou is verder vorentoe, wat die ewige lewe voorlê, waar God ewig in die hemel op sy troon gaan sit, en waantoe hy ook dan op pad is. En dit is dan wat mense dan lees, as jy dan vanaf vers 9 dan gaan kyk, dan staan daar, dat toe hy opgevaar het, toe hy opgeneem is na die hemel, het hulle baie stip na hom gekyk, hoe hy opgevaar het, en toe vra die engele wat daar langs hulle staan, maar hoekom staan hy so stip opkyk na die hemel, net soos hy opgevaar het, soos hy weer terugkom ons toe kom haal. Waarom? Want hy is nou weer terug na sy Vader toe. Hy sit nou weer in die regterhand van God die Vader, sodat hy ook dan daar vir ons kan pleit, sodat hy daar vir ons kan intree, sodat hy weer sy posisie kan inneem as ons koning, as ons Here, wat hy van ewigheid tot ewigheid gehad het en nooit eintlik verloor het nie. En dit is die mooi daarachter, dat hy gekom het om eers diensknegt te wees, sodat ons diensknegte kon word. Want ons was nie bereid om te dien nie. En daarom het hy die staat van vernedering ondergaan tot die hel toe, en nou ook weer verhoog is na hy weer terug is tot op sy ereposisie as God en koning. Definitief, ja. Ek dink is baie belangrik om wat jy nou gesê het, dat almal mooi verstaan dat hy nie nou maar net in die hemel sit en eintlik maar die tyd gaan verby en hy is maar net daar nie. Hy is daar met 'n rede, en dis eintlik sy plek, kan ek sê, waar hy behoort, dis daar waar hy heers en daar waar hy is. So wat doen hy in die hemel nou? Hy sit nie maar net daar en wag vir die tyd om verby te gaan nie. Soos Jacques gesê het, hy is daar om ons voorspraak by die Vader. Hy tree in vir ons, hy pleit vir ons, soos die Heilige Gees ook. So hy voltooi ook mense gebede en hy vervolmaak ons gebede tot God. Hy tree vir ons in by die Vader. Hy regeer ook, soos jy gesê het, aan die regterhand van die Vader as koning. Hy is die koning oor die dood. So hy regeer oor die heelal, oor sy ganse heelal, oor sy skepping, oor alles wat hy gemaak het. En dan besonder regeer hy oor sy kerk en oor ons as lidmate van die kerk, En dit gee vir ons ook geweldige troos, dat ons weet dat al het ons 'n aardse president of 'n aardse leier wat ons lei en wat vir ons rigting behoort aan te wys, bo daai aardse leiers regeer Christus. En dit gee vir mense geweldige troos om te weet dat hulle ook, selfs al het hulle 'n sondige regering dalk,
En mense het dalk baie verskille met hulle, is dat hulle moet rekenskap gee teenoor die ewige koning Jesus Christus, nê, dat hulle voor hom moet rekenskap gee. Hy gee ook sy Heilige Gees as waarborg dat hy ons weer gaan kom haal. En dis ook die wonderlike troos dat hy sê daar in Johannes 15, Johannes 17, die trooster stuur hy in ons plek, dat hy ons nie hier as weeskinders agterlaat nie, maar dat hy die trooster gee, en die trooster of die Heilige Gees is ons waarborg, nee, wat ons kry om te weet, maar Christus is op pad en hy kom ons weer haal. Ons het hierdie waarborg by ons. So, dis daarom 'n wonderlike troos wat ons kry deur die doel wat hy nou doen in die hemel. Hy's nie maar net daar as nutteloos nie, nee, dis eintlik sy ware plek waar hy hoort, kan ek sê, as die persone wat kyk, verstaan wat ek bedoel, is dis waar hy hoort, nee, hy was daar van ewigheid af geheers, toe kom hy aarde toe, maar nou is hy weer waar hy sy oorspronklike bedoeling moet wees in die hemel as ons koning. Ja, Daniel, jy het nogals met die vorige opname dit ook baie mooi aangehaal, nee, daai Filippense 2 vanaf vers 9 tot vers 11, sien mens die verhoging en dan plaas en dan staan daar, daarom het God hom ook die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat by elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elkeen die tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. En dis hoekom Christus dan ook die eer moet kry, want hy het waarlik die waardigheid om alle eer en heerlikheid en krag te ontvang, omdat hy is wie hy is. En ja, mag hierdie opname dan ook vir een elkeen van julle lei om troos te vind daarin, dat wanneer ons glo in ons Here Jesus Christus, dan weet ons daar's hier namals vir ons. Daar's geen kommer oor dat hulle gaan verlore gaan nie. Hulle is gelowiges vir wie Christus gesterf het en wat die ewige lewe sal tegemoet gaan. En dis hoekom ons dan so groot troos het as gelowiges. Ons kan ons troosdiens hou, want ons weet hulle is veilig in die holte van ons almagtige God en ewige Vader. So mag dit ook vir elkeen vir julle troos wees en mag dit ook vir julle geleentheid wees van groei in geloof en mag hierdie opname ook deur julle versprei word, want almal wat dan ook hierdie troos wil hoor en troos nodig het, en deel dit ook uit daar waar julle kom, want dit is werklik waar vir ons as gelowiges die grootste voorregte wat ons het, om in lewe en in sterwe nie aan onsself te behoort nie, maar aan ons getroue verlosser Jesus Christus.